Sluit ons oë. Hemelse Vader, na waters waar rus is, lei ons heen. Here, dankie vir vanmôre, Here, waar ons by mekaar kan wees. Here, om u woord te kan hoor, Here. Dankie vir hierdie lof en aanbidding, Here, wat ons in die troonkamer bring. Dankie vir die salwing wat teenwoordig is, Here. Dankie vir u goedheid en u guns, Here. Mag u verheerlik word vanmôre in Jesus naam. Amen. Baie dankie, jy kan sit. Michael, baie dankie aan die lof en aanbiddingsspan. Ons gaan net kyk of ons die klank reg kry met die mikrofoon. Ons het 'n nuwe lapel mikrofoon vir môre. So ons gaan net gou 'n oomblik kyk of ons dit kan reg kry, anders gaan ek oorskakel na die handmikrofoon toe. Kan ons gaan voort. Ons sê, baie welkom aan ieder en elkie vanmôre. Dit is 'n groot voorreg om hier te kan bedien vanmôre. En die Here het vir my 'n baie besonderse boodskap gegee in die lig van huidige omstandighede. En hierdie huidige omstandighede is nie net beperk tot ons gemeente of ons gemeenskap, maar dit is wêreldwyd wat hierdie omstandighede aan die gang is. Die titel van die boodskap is dat die Here restoreer. En die Here het 'n restaureerplan gehad van die begin af, vanaf Genesis af, het die Here beplan dat daar 'n restaurasie sal plaasvind, 'n herstel wat sal plaasvind na die sondeval. En die Here het geweet, hy is die Alfa en Omega. Die Here ken ons harte, hy ken ons begeertes, hy ken ons behoeftes. Daar's niks wat ons vir die Here kan wegsteek nie. Van verlore na herstel. Nou God is 'n God van restaurasie. En baie van u het dit al beleef, baie van u het 'n behoefte vir restaurasie. So wanneer het ons restaurasie nodig? Wanneer daar verval is. En ek kan nou maar net 'n Engelse woord gebruik in die extreme case van, ons is 'n Christen en ons verval en ons backslide. Dis een geval. Maar daar's ook mense wat nog nie by die Here uitgekom het nie. Weet julle dat selfs ongelowiges bid tot die Here? Almal bid, almal het die Here se aangesig nodig, ons het die Here nodig. Maar is almal kinders van die Here? Dis hoekom die Here nog nie gekom het nie, want 1 Petrus sê dat tyd sal verloop, totdat almal tot by die Here uitgekom het, of totdat daar 'n geleentheid was vir elke persoon om by die Here uit te kom. En die Here wil hê dat ons by hom moet uitkom, want dis waar restaurasie is. Die vaderhart van God is die verhouding wat herstel moet word. En ons gaan kyk na 'n paar voorbeelde vanoggend waar die Here herstel gebring het. Nie net aan omstandighede nie, maar in verhouding. En dis die sleutel waarby ek wil kom vanmôre, is die herstel van die verhouding wat ons met God het. God het nie beweeg nie. God is nog steeds daar waar hy die heeltyd was. Hy steek nog steeds sy hand uit. Hy is nog steeds beskikbaar. Sy liefde en genade het nie verander nie. Dit is nog steeds beskikbaar. So iets moet verander. Kom ons kyk vanmôre daarna. In Joël 2 vers 25 sê hy, en ek sal julle vergoed vir die jare wat die trekspringkaan, die voetganger, die kaalvreder en die afknyper verslind het. So daar was groot probleme gewees. Die land was verwoes gewees. En in hierdie verwoesting was daar mense wat tot hele verval gekom het. En die Here sê dat hulle moet bekeer. Daar's 'n belofte van 'n materiële herstel. Die Here sê, ek sal julle land vir julle herstel. Daar's 'n openbaring van God se hart. Hy is 'n Vader wat herstel, 'n herder wat terugbring, 'n verlosser wat wederoprig.
'n verlosser wat wederoprig, sê, dis 'n verlosser wat ons weer terug wil bring by die Vader hart. So God se verlossingswerk, reg deur die eeue, was weer om ons in reg te bring met God, in ons verhouding met die Here te kry. So, as ons afdwaal, en julle kan dink aan die skapie wat afgedwaal het, dan gaan die Here en hy gaan haal die een skapie en hy los die 99. Want die 99 van julle wat nou hier so is okay, maar die een skapie wat afgedwaal het, dis wat die Here gaan haal. En ons gaan nou sien die verhaal van die verlore seun. Maar dis God se hart vir ons. Joël 2 vers 12 tot 13 sê die Here, maar daar's iets wat julle moet doen. Die Here wil herstel bring. En hy wil herstel bring in die fisiese realm, as ook in die verhouding met hom. Hy sê, maar selfs nou nog, spreek die Here, bekeer julle tot my met julle hele hart, met 'n vas, met 'n geween, met 'n rouklaag, en skeer julle hart. Moenie julle klere skeer nie. Skeer julle hart voor die Here. En bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig en hy is barmhartig en hy is lankmoedig en groot van goedertierenheid. Dis die karakter van God. Sy liefde is oorvloedig. Maar wat vra die Here? Hy vra dat ons omkeer. Hy vra dat ons terugkeer. Hy vra dat ons moet berou toon. Hy vra dat ons moet vas. Hy vra dat ons hart moet skeer en berou toon. Dan sal hy ons genees. So wat beteken restaurasie? Hoe restoreer die Here? Hoe ontvang ons God se restaurasie? As jy vanmôre hier so sit en jy voel bietjie ver van die Here af, of is in omstandighede waar daar herstel nodig is, weet jy, die duiwel is lustig, hy kom om te verwoes en te steel en te slag, hy kom in die nag, en hy maak net, hy kan drama veroorsaak, maar die Here is genadig. Psalm 23 vers 3, en ons het 'n bietjie daarvan gesing vanmôre. Hy sê, hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Die Here lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Hierdie verkoop het 'n Griekse of 'n Hebreëse woord wat shab beteken, letterlik terugbring, herstel, terugkeer na die oorspronklike toestand, die toestand wat Adam met God gehad het in die tuin van Eden. Daai tipe verhouding. Is dit darm nie wonderlik nie? Dis waar ons wil wees. Restaurasie is nie net om beter te voel nie. Restaurasie is 'n herstel van 'n verhouding. Dis 'n herstel van 'n roeping. Dis 'n herstel van vreugde en vrede, en is die herstel van ons geestelike lewe. In daai paar aspekte kan jy self ondersoek doen. Hoe is my verhouding met die Here? Hoe is my verhouding met my medemens? Hoe is my verhouding en my roeping wat die Here op jou hart geplaas het? Hoe is jou vreugde? Het jy vrede en vreugde in oorvloed? En in jou geestelike lewe? Waar staan jy met jou geestelike lewe? Dis vrae wat jy vir jouself kan doen, vir introspeksie vanmôre. Hoe het Ou Testament se herstel gelyk? Job, ons ken die verhaal van Job, en ons ken die lyding waardeur Job gegaan het. Ons ken die vernietigende omstandighede, die pyn en die lyding waardeur hy gegaan het. Alles verloor, besittings, kinders, alles wat kosbaar was vir hom, was van hom weggeneem gewees. Job 42 vers 10 sê, en die Here het die lot van Job verander, toe hy vir sy vriende gebid het. Nie vir homself nie. Onselfsugtige liefde sien ons hierso. 'n Onselfsugtige daad, waar hy uitgereik het na sy vriende toe. En die Here het Job se besittings verdubbel.
Hierdie gaan nie net oor fisiese herstel nie. Het is belangrik om te sien dat God het eerste Job se hart herstel. Toe sy omstandighede. Is my hart met die Here se hart in sink? Is my begeerte alomvattend vir die Here? Is ek uitverkoop aan die Here? En as ek nie is nie, dan vra die Here, ek moet my hart skeer. En sê, Here, Here, vernuwe my. Gee my daai begeerte. Ek het hierdie een liedjie, is nie in my deel van my preek nie, but Lord, give me one holy passion for you. One holy and pure passion. Ons moet 'n passie hê vir die Here, 'n begeerte om hom na te volg. So sommige van ons het verliese beleef, finansiëel, gesin, emosioneel, maar dit is nie die einde nie. Jy sien, die Here is nog steeds besig om hierdie verhaal te skryf. Terwyl daar 'n geleentheid is, Pastoor Japie het vroeër gesê, ons moet reg wees as die Here kom. Is ek reg as die Here kom vandag? Die storie is nog nie klaar geskryf nie. Totdat die Here kom, het ons 'n geleentheid, maar moet ons dit uitstel? Eerder nie. Ek wil reg wees as die Here kom. Josef, ons ken die verhaal van Josef. Josef was bedrieg, in 'n put gegooi. Hulle het hom uit die put uitgehaal, hulle het hom verkoop. Hy was as 'n slaaf in die tronk gegooi. Baie slegte omstandighede. En in Genesis 50 vers 20 sê Josef aan sy broers, julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het hierdie omstandighede omgedraai, en God het dit ten goeie gedink. Die Here gebruik ons slegte omstandighede ten goeie. Ons dink dalk hierdie is die verskriklikste ding wat met ons nou kan gebeur. En 'n jaar van nou, van draai ons terug, dan kyk ons en ons sê, jo Here, U het daarom hierdie omstandighede gebruik om ander mense aan te raak. Jy sien, ek het 'n persoonlike getuienis en so het U ook. En ons gebruik hierdie getuienis van ons verlede vir die goed in die toekoms, om met mense te deel wat deur daai, kan ek sê, struggle gaan, om hulle dan te help, want die Here het ons deur daai omstandighede gedra. Nou kan ons ander mense bedien, omdat ons daai ervaring het, met empatie, nie met simpatie nie. Josef se verhouding was herstel na die verraad. God gebruik selfs die onreg, hy keer die vyand se plan om, en hy herstel jou roeping. Nehemia, ons ken ook die verhaal van Nehemia. Nehemia het 'n passie gehad vir die stad se mure, die hele stad was verwoes gewees, en die Here het dit op Nehemia se hart gelê om hierdie mure te gaan herstel. En daar was baie hartseer, verlies van lewens ook. Nehemia 1 vers 3 sê, die oorgeblewenes, die wat oorgebly het, wat vrygekom het. So, te midde dat daar nou 'n klompie mensies was wat oorgebly het in groot ellende verkeer, in smaad, en die muur van Jerusalem lees tikkend teen sy poorte en is met vuur verbrand. Die stad was in ruïnes gewees. Nehemia wat het hy Nehemia gedoen? Hy het gehuil, hy het getreur, hy het gebid, hy het gevas, en toe het hy opgetree. Hy het nie net sak en as gaan sit en sê, Here, Here, herstel die mure nie. Die Here het hom opgerig en gesê, Nehemia, gaan herstel die mure. En die Here het alles voorsien wat hy nodig gehad het. Hy het sy roeping vir hom herstel. En hy het vir hom al die materiaal gegee. Het hy uitdagings daar gehad? Ja, inderdaad. Want die vyand is nog steeds lustig. Gaan jy nadat jou roeping weer herstel is uitdagings kry? Inderdaad. Maar die Here is met jou. Hy sal jou boet, hy sal jou beskerm.
Hy sal jou rig en hy sal jou stig. Restaurasie begin met gebed en gehoorsaamheid. Was Nehemia nie gehoorsaam nie, het hierdie storie heeltemal anders uitgedraai. Die vraag is daar verwiste mure in jou omstandighede, in jou lewe? My en u lewens, hoe lyk ons huwelik? Hoe gaan dit met die kinders? Hoe gaan dit met ons gebedslewens? Hoe lyk dit met my getuienis? Kan ek my getuienis gebruik tot eer en verheerliking van God? Onthou, God gebruik dit wat sleg is, ook ten goeie, solank as dit dan so aanwend. In die Nuwe Testament is daar ook 'n paar verhale wat ek vlugtig vir julle gaan aanhaal, ten opsigte van restaurasie. Die verlore seun. Wat het die verlore seun gedoen? Wel, hy het gesê, pa, ek het 'n erfporsie, gee my erfporsie nou. En hy gaan na 'n vreemde land toe, en in hierdie vreemde land het hy 'n klomp vriende gehad, want hy het 'n klomp geld gehad, en hy het dit gaan verdoesel. Toe die geld op is, toe gaan hy, sy vriende is weg, en hy land in 'n varkhok. Eet die pele wat die varke moet eet, en hy sê, dit sal beter wees om 'n slaaf in my vader se huis te wees, as hier waar ek nou is. En hy gaan terug na sy vader toe, met die gedagte dat hy gaan sy vader vra, Vader, vergewe my vir my onkunde, vergewe my vir my hardnekkigheid, gee my tog net 'n plek saam met die slawe in die huis. Wat doen die vader? Die vader sê, ek dink ons kan sommer oorgaan na die volgende skyfie toe. Die vader hardloop, hy sien, elke dag het die vader uitgekyk, waar is jy, seun? Want die vader se hart het 'n verlange na my en u toe. God die Vader soek 'n verhouding met my en u. 'n Intieme liefdesverhouding wat hy met my en u wil hê. En elke oggend staan die Here en hy kyk uit. Waar is Konrad? En hy wil graag tyd, intieme tyd saam met ons spandeer. Nie net 'n eenweg kommunikasie en sê, Here seën hierdie dag, boet en bewaar ons en elke dag is oukei nie. Nee, die Here wil tyd saam met ons spandeer. 'n Verhouding, soos wat 'n man en 'n vrou met 'n verhouding het en kan gesels oor goed. Kan ek en u met die Here gesels? Onse Vader wat in die hemel is, geheilig is u naam. Wat 'n wonderlike plek om te begin met 'n gesprek, 'n gebed met ons Vader. Gee hom die eer. Die Here kyk uit, en soos wat hierdie vader uitgekyk het vir sy seun, toe hy sien, hier kom sy seun, wat maak hy? Hy's bly. Hy omhels hom. Hy vermaan hom nie. Hy sê, kom seun, my genade is genoeg. Ek is lief vir jou. Kom terug na die Vader huis toe. Hy het hom omhels, hy het hom 'n ring gegee, 'n kleed van geregtigheid, en daar was 'n fees gewees. En hierdie fees was 'n fees van gemeenskap. 'n Sondaar in 'n verhouding met God word uitgebeel in hierdie verhaal. Seun was 'n sondaar, hy het weggedwaal van die Here af. En die Here se genade is groot. Maar wat moes die seun doen? Hy moes in aksie kom. Het die vader verander? Nee, die vader is nog steeds waar hy was. Sy genade en liefde was nog steeds net daarso. Die seun moes in beweging kom. Die seun moes terugkeer na die vader toe. Hy moes bekeer. Hy het opgestaan en hy het teruggegaan. Petrus en Johannes. Petrus het die Here 3 keer verloon, waar hy die Jesus Christus ontken het. En die haan het 2 keer gekraai. En die Here het vir hom gesê, wanneer daai haan 2 keer kraai, het jy my al 3 keer verloon. En toe dit gebeur het, toe het hy sy kop in skaamte gehang en hy het weggeloop. En hy was vernietig, want hy het nie eers besef dat dit gaan gebeur nie, totdat dit gebeur het. Soms verloon ons die Here. Maar wat maak die Here met hom? Hy herstel sy verhouding.
In Johannes 21 sien ons hoe die Here hierdie verhouding met hom herstel, ten volle. En hy rig hom op as 'n voorloper van die gemeente, as 'n voorloper van 'n stigter van die kerk. En hy sê, kyk na my skape, laat my skape wy. En hy stel hom op as 'n opsigter van sy gemeente, van sy kinders. Het nie vermaan nie. Petrus het teruggegaan na die Here toe, en die Here het hom herstel in sy roeping. Laat my skape wy. Die krepelman in Handelinge 3. Hierdie krepelman het by die poorte gelê, van geboorte was hy krepel gewees, en toe Petrus hulle by hom kom, sê hy soek net, gee my net ietsie, hy vra net 'n donasie, jy weet, help net bietjie. En Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het, in die naam van die Here, Jesus Christus, staan op en loop. En hy staan daar op en hy's genees. Hy's genees van sy fisiese probleem. Hy's nou nie meer krepel nie. So in die fisiese realm was daar genesing gewees, hy herstel. Wat maak die man toe? Hy hardloop na die tempel toe en hy gaan verheerlik die Here en daar's 'n geestelike herstel. Hy was weer herstel met sy verhouding met die Here. Dis nie wonderlik nie. Fisiese genesing ontvang en in die tempel ingestap en hy het God geloof. Handelinge 3 vers 19 kom by daai punt, wat hy sê, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word in tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom. Hy roep ons tot bekering, sodat daar restaurasie kan plaasvind. Solank as wat ons aan die sykant van die pad loop, die Here het nie beweeg nie, ons moet terug beweeg. Hoe lyk hierdie restaurasie dan vandag? Ons kyk in die Ou Testament, ons kyk na die Nuwe Testament, hoe lyk dit vandag? Hoe restoreer die Here vandag? Hoe herstel die Here vandag? En ek sal vir julle sê, ek kyk net so oor ons gemeente en ek sien broeders en susters wat gerestoreer is, geherstel is, wat daar diep onder was, wat die Here uitgehaal het. En ek is een van hulle, prys die Here. My hart loop oor van vreugde en blydskap vir dit wat die Here vir ons gedoen het. Hy genees gebroke harte. Broer, suster, as jou hart gebroke is vandag, sê die Here, hy sal jou hart genees. Jesaja 61 vers 1 sê, hy het my gestuur om te verbind die gebrokenis van hart. Dit is wat die Here wil doen. Gebroke huwelike. As daar probleme in jou huwelik is vandag, wil die Here daai huwelik van jou herstel. God het nooit die huwelik geskep, sodat dit gebreek kan word nie. Dit was wat die Here toegelaat het deur die wet van Moses. Wat die Here saamgevoeg het, laat geen mens dit breek nie. Matteus 19 vers 6, ek het 'n wonderlike huwelik gister gedoen met daai tema. Gebroke bedienings. Hoeveel van ons stap in 'n bediening in, en ons begin daarmee, en die duiwel kom en hy steel dit van ons af weg. Die Here sê hy sal daai bediening herstel. Gebroke gewetens. Pastoor Andries vertel van tyd tot tyd hierdie verhaal, en ek gaan dit aanhaal. Hy sê, hierdie dame het tot bekering gekom, en hy gaan toe in die week, gaan sien hy haar, en die vrou sê, jong, ek weet nie of ek bekeer is nie. En pastoor Andries sê, hoekom? Sy sê, jong, ek raak nog steeds kwaad, ek verloor nog steeds al my varkies. Dinge is nie altyd lekker nie. En pastoor Andries vra toe, pla dit jou? Ja, sê sy, dit pla my. Sê, het dit laasweek jou gepla? Nee, maar dit pla my nou.
Jy sien wat sonde doen en verkeerde goeders doen is, dit pla jou, want dit werk op jou gewete. Die Here wil hê ons moet 'n skoon gewete hê. So as iets jou pla in jou gewete, dan weet jy moet by die Here gaan stil sit, laat die Here daai verhouding kan restoreer. Hy wil dit graag restoreer. Die grootste restaurasie is die herstel van ons verhouding met God. En dit is ook die grootste wonderwerk wat die Here doen. Want as ons geregverdig is deur God, deur Jesus Christus, en ons kan in 'n verhouding staan met die Here, is dit die grootste seën wat daar kan wees. Niks op hierdie wêreld kan dit koop nie. Net die liefde en die prys wat Jesus Christus betaal het. Niks wat ek of u daarbey kan voeg, kan dit verander nie. Net ons bekering. Net ons berou. Net om te sê, Here, ek wil by u voete sit. Genesis 3 was die val, die sondeval, Romeine 5, Jesus wat die tweede Adam voorbeskryf is, ons lees in Romeine 5 vers 11, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening het. Jy sien, daai verhouding, daai gebroke verhouding, was herstel deur Jesus Christus. En dan, Openbaring waar die wederkoms is, waar daar ten volle herstel sal wees. En ons sien dit, Eden, die val, die kruis en die wederkoms. Ons sien uit daarna met verlange. 'n Hedendaagse illustrasie is soos 'n huis wat afgebrand is. My omstandighede is shambles, afgebreek. 'n Huis is afgebrand, daar's niks oor nie. En dan kom die Here, of kom ons sê, die argitek en die bouer kom en hy sê, ek het hierdie huis gebou, ek sal dit uitsloop en ek sal dit restoreer. En so kom die Here en hy restoreer ons. God sien die oorspronklike ontwerp. Jy sien, hy ken my vingerafdruk. Hy ken u vingerafdruk en elkeen van ons is 'n individu wat hy persoonlik ken. Hy wil 'n verhouding met ons hê. Hy het my en u ontwerp. Die Here sê, hy wil nie net ons die platform, hy wil nie net skraap nie. Soms gaan hy in en hy grou hierdie fondasie ook uit. En hy gooi 'n nuwe fondasie. Heeltemal nuut. Alles het nuut geword. So die restaurasie is nie net die herstel van 'n struktuur nie. Soms word die fondasie dan heeltemal oorgedoen. En die Here bou nie net oor op die skade nie, maar hy vernuwe van binne. Hy haal hierdie hart van klip uit en hy gee vir my 'n nuwe hart van vlees, vol liefde, vol ontferming. 2 Korintiërs 5 vers 17 ken ons. Ons is lief vir die vers. En hy sê, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Al die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Daai ou dinge, daai hartseer, daai verbrokenheid, sê die Here, verander hy. En hy maak dit nuut. Hierdie gebeur uit genade. En ek het hierdie versie, ek het die Here gebid en gevra, Here, gee vir my 'n vers in terme van hierdie genade wat so groot is. En ek lees vir hierdie vers, wat pragtig is, 1 Petrus 5 vers 10. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons vir 'n kort tydjie gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Deur Christus se genade word ons herstel en gerestoreer, bevestig, versterk en gegrondves. So vandag, ek is nie hier om op gevoelens te speel nie, introspeksie, miskien voel ek en u, ek het net te ver gegaan. Ek het my hand oorspeel.
Ons is in 'n genadebedeling en ons dink in hierdie genadebedeling kan ons tot 'n sekere mate, jy weet, is dit oukei? Nee, is nie oukei nie. Ons is uitverkoop aan die Here Jesus Christus. Duur betaal voor met sy bloed. Jy weet, daar is sommige mense wat sê, ek is die stoute kind van God. Dan wil ek sê, weet jy, as ek dit begin sê, nee, moet ek introspeksie doen. Ek het te veel foute gemaak. Nou moet ek eers myself regmaak voordat ek by die Here kan uitkom. My vriend, dis hoekom die Here ons roep, sodat die Here ons kan herstel. As ek myself eers wil probeer herstel, sodat ek na die Here toe kan kom, maak ek 'n fout, want dan probeer ek dit in my krag doen. Ek het dit probeer doen, dit het nie gewerk nie. Gee kans vir die Here. Die Here sê, kom soos jy is, sodat hy kan herstel, sodat hy kan genees, sodat hy kan restoreer. Hy sê nie ons moet dit doen nie, hy vra dit nie van ons nie. Wat vra die Here? Hy sê, bekeer, berou, draai om. Waartoe draai ons om? Ons draai om na die Here. Ons sê, Here, ons het U nodig. Wat doen die Here? Die Here restoreer. Die Here maak daai foute reg. As ek eers wag dat ek al my foute reg maak, dan gaan daar nie tyd wees nie. Ek het al te veel foute gemaak. Kom soos jy is. Ek het my kans gemis. Vriende, min nie die kans mis nie. As die Here vandag kom, my hart breek vir elke en enige persoon wat sou agterbly. Ons kan nie 'n kans laat verbygaan om die evangelie van die Here Christus te preek, te bedien of te soek nie. Daai kans kom dalk nie weer nie. Ons 'n hele reeks begrafnisse hierdie week. Na hierdie diens gaan ek na 'n begrafnis toe. Vriende, ons weet nie wanneer die dag en datum is nie. Moenie laat daai kans verbygaan nie. Romeine 5 vers 8 sê tog, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Die Here sê nie, jy moet nou, jy weet, heilig wees voordat jy by die Here uitkom nie. Die Here het vir ons gesterf toe ons sondaars was, sodat ons by die Here kan uitkom. Sodat ons hy genade kan ontvang. Prys die Here. Maak seker jou saak is reg met die Here. Restaurasie is nie outomaties nie. Daar is iets wat moet gebeur. Die verlore seun moes terugkom by die Here. Hy het 'n besluit gemaak om terug te draai. Petrus moes sy liefde bevestig. Hy moes die skape laat wy en hulle help. Handeling 3 vers 19 roep ons dus tot bekering. Dan 2 Korintiërs 13 vers 5 sê, stel julle self op die proef of julle in die geloof is. Wat hy dan dus sê is, doen introspeksie in terme van jou verhouding met die Here. Jy sien, dis nie 'n saak tussen my en jou en die Here nie. Dis 'n saak tussen u en die Here. Hierdie is 'n saak tussen my en die Here, want ek gaan eendag voor die Here staan. Nie ek en die pastoor, of ek en dit, of ek en my goeie werke nie, nee. Ek en my verhouding met die Here. Ek wil nie graag hê hy moet vir my sê, gaan weg, ek ken jou nie. Hy moet sê, Konrad, kom in. 4 punte, restaurasie begin by bekering, restaurasie word bevestig in Christus, die restaurasie word geloof in gehoorsaamheid, en restaurasie word voltooi by sy wederkoms. So, hoe ontvang ek God se restaurasie en herstel? Ek erken my nood. As ek 'n nood het, as my verhouding ontbreek by die Here, dan sê ek, Here, ek het nood. Ek bely by die Here, nie by 'n priester nie. Ek bely dit by die Here. Ek glo in Jesus Christus en dit wat hy vir my gedoen het aan die kruis. Ek gee myself oor, volkome aan hom. Total surrender.
unto God. En ek stap in gehoorsaamheid. So na bekering, wat maak ons? Ons stap in gehoorsaamheid. Sodat ons, nee, omdat ons. Nie sodat ek gered kan word nie, nie sodat ek die ewige lewe kan beerwe nie. Ek stap in gehoorsaamheid, omdat ek gered is. Omdat ek die ewige lewe klaar beerwe het. 1 Johannes 1 vers 9 is pragtig. Hy sê, as ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons van ons sondes te vergewe. Vriende, ek sluit af met hierdie woorde. Dankie, Jesus. Dankie. Want hierdie is 'n genade wat onbeskryflik groot is. Hierdie is dalk nie net 'n boodskap vir u nie, is dalk 'n boodskap wat u vir iemand moet gaan gee. Is dalk iemand wat luister vanmôre, wat hierdie boodskap nodig het. Hier is dalk iemand hier, vir wie die boodskap is. Maar hierdie boodskap is vir ons almal, want die Here het dit vir ons almal gedoen. Hy het ons gerestoreer. En as ons afdwaal, is die Here getrou om ons weer op die pad te plaas. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here, u woord is omvattend. U genade so groot. Here, ek dank u vir elke persoon wat vanmôre introspeksie doen. Dat die Heilige Gees beweeg, Here, en harte aanraak met hierdie woord van restaurasie. 'n Herstel. Here, herstel met 'n verhouding met u, Here. Elke dag, Here, tyd saam met u te spandeer en te sê, Here, Here, u is my God, u is my Vader, u is my herder. Here, ons kan u noem Papa Vader. Wat 'n blye dag is dit, Here. Here, rig ons, help ons met die Heilige Gees om te wandel in hierdie verhouding met u, Here. Dankie vir die Heilige Gees wat ons voetstappe rig, wat ons help deur hierdie moeilike tye. Here, dankie vir u belofte van restaurasie, fisies, emosioneel. Here, in ons gesinslewens, in ons verhoudings, in ons finansies. Here, alomvattend. Ek dank u, Here, dat ons vir u al die eer en al die lof daarvoor kan gee, Here. Here, dankie dat u vir ons die geleentheid gee om ons harte te skeer en terug te kom by u, Here. Dankie, Here, dat u ons vergewe en ons terug verwelkom, Here. Dankie vir u liefde, vir u genade, vir u barmhartigheid, vir u lankmoedigheid. Ons gee u al die lof en al die eer in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou nagmaal gebruik. Die ouens wat help in die nagmaal, asseblief vorentoe kom. Pieter, julle kan maar begin uitdeel. Terwyl hulle die elemente gaan uitdeel, gaan ons 'n liedjie saam sing. Baie dankie, Michael. Above all power, above all king, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man,
above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. And crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, yes, crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Het allemaal elemente ontvang? Iemand dalk oorgeslaan? Allemaal reg. Kom ons tyd ons oor, dan gaan ons net saam bid. Here, baie dankie dat ons nou kan aansit aan u tafel. Jy kan weet, soos hierdie pragtige lied wat ons nou gesing het, Here, u is gekruisig vir ons sondes. Maar u het opgestaan nadat u gesterf het en lewe nou vir ewig. Dankie dat ons vanoggend dit kan herdenk. Die dood en die opstanding van die Here Jesus wanneer ons nagmaal gebruik. En ons dankie daarvoor nou in Jesus naam. Amen. Ek lees net vir ons 'n gedeeltjie in Hebreërs 12 vers 1 en 2. Hy sê daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het,
Laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring. Is dit nie so nie? Daar's soveel laste, daar's soveel sonde wat so maklik om ons is. En met volharding loop, die wedloop loop wat voor ons lê. Hierdie wedloop wat ons loop, hierdie herstel wat die Here vir ons bring, is om ons te bring by hom vir ewig. Dan sê hy, ons moet hierdie wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Die Here is die begin en die einde van ons geloof. Wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Dis die oorwinning wat die Here vir ons gebring het, en ons kan daarin staan. Wanneer ons volgende nagmaal gebruik, is die eerste belangrikste ding wat ons doen. Ons kyk in ons eie harte in. Ons vra die Here, Here, is daar iets wat tussen U en my staan? En ek bely dit vanmôre. As daar sonde is in jou lewe, bely dit. As daar iemand is vir wie jy nog moet vergewe, doen dit. Kry jouself in 'n plek waar jy in geloof die nagmaal kan gebruik. Want dit is 'n geloofsaak. Ek lees die formulier vir ons. Want ek het van die Here Jesus ontvang, wat ook aan ons oorgeleef is, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, hy het dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Kom ons neem die broodjie vanmôre en ons besef en ons herdenk die liggaam van die Here Jesus. En dan gaan hy aan, hy sê, net so die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Kom ons vat die sappie en ons besef, die bloed van Jesus het ons skoon gewas en heilig gemaak. In Korintiërs 11:26 gaan dan aan en hy sê, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here Jesus, totdat hy kom. Ons het vanoggend 2 liedjies gesing van die Here se wederkoms. My hart verlang om by hom te wees vir altyd. En glo joune ook. So kom ons hou vas vanmôre daaraan. En ons weet, ons verkondig die dood van die Here Jesus totdat hy weer kom. Kom ons sluit ons oë. Here, baie dankie dat ons nou die nagmaal kon gevier het. Dis 'n lofoffer, Here, wat ons vir U bring. Ons eer U, ons aanbid U, en ons dank U, Here, dat ons hierdie wonderlike sakrament het, om ons te herinner aan die dood van die Here Jesus, en sy opstanding, totdat hy weer kom. Vader, seën elkeen nou, in die naam van Jesus. Amen. Ons gaan nog een liedjie sing, Michael, is dit reg? Kom ons staan op, dan sing ons nog een liedjie saam. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light. Darkness rise too high, trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great, how great is our God. Age to age he stands. Time is in his hands. Beginning at the end. Beginning at the end. God with 3 in 1. Father, Spirit,
the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. And sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Hallelujah. How great is our God. Amen. Hy is groot en goed. Ek herinner jy net, die wat op die Paasnaweek wil die Saterdag aan deelneem, jy kan vir Anneke kom sien hier na die tyd. Is daar koffie en tee? Ja, daar is koffie en tee, as jy sou belangstel om te gaan koffie en tee drink. Kom ons sluit ons oë. Here, baie dankie dat ons hierdie wonderlike diens saam met u in u teenwoordigheid kon gehad het. Dankie dat u so goed is vir ons, Here. How great is our God. Here, u is so groot, u is so goed, u is almagtig en ewig. Barmhartig en genadig en lankmoedig, groot van goed en tierenheid. Ons eer u vanmôre dat ons u kan ken, dat u self aan ons kom openbaar het, uit die woord en deur u Gees. En Vader, ek bid nou waar ons uit mekaar uitgaan, dat ons ook sal wees, wat ons doen tot u eer sal wees. En ons eer u, Here. Ons prys u naam. In Jesus naam. Amen. Ek vergeet, die boekies is ook beskikbaar wat u gekoop het, daai R50 boekie van die Bybel se 66 boeke. U kan dit hier voor by Pieter kom kry. Geseënde middag vir almal.